Goeiemôre gemeente. Welkom vanoggend hierso by die erediens. Julle gaan net nou 'n bietjie meer hoor van Sondag en hoekom ons bymekaar is op 'n Sondag. Maar ek wil vir elkeen van julle baie welkom sê, ook die wat vandag hier kuier. Laat ek gou hoor wie is kuiergaste as julle net so lig sal hand opsteek want ons het 2 dope vanoggend, so is heelwat kuiergaste wat ons van weet. 'n Mens kry ook permanente kuiergaste, so ons stel julle as lidmate. En wie is dalk nuut vandag in die gemeente wat vir die eerste keer kom inskakel by ons in die gemeente. Baie welkom, ek hoop die gemeente het so geloer waar 'n hand opgegaan het. Maar ek wil graag vir die van ons in die gemeente wat hierso sit, herinner aan Imagine en ek wil vir julle baie dankie sê vir skenkings wat ons reeds gekry het om kinders te kan help om Imagine toe te gaan, wat dit nie kan bekostig nie. Ons is nog op soek na groepleiers om saam met ons te gaan vir elke 10 dogters en 10 seuns wat ons saamvat, met ons 'n groepleier vir die seuns en 'n groepleier vir die dogters saamvat. En ons soek nog vrywilligers om te help met berading, die kos uitdeel, te help met die encounter stations. Dit is 'n ruimte wat ons, as ons na ons in die groot groepe bymekaar is, beweeg ons na kleiner ruimtes toe waar die jong mense op hulle eie ook kan besig wees met dit wat hulle gehoor het in ons groter sessies met hulle Bybelstudie. Maar ek wil graag hê dat julle moet hoor by die jong mense self, wat het Imagine vir hulle beteken? Was daar goed wat ek nie wou gehad het en wat gebeur het nie. Ek probeer selfmoord pleeg. Hoeveel keer ek op verskillende maniere goed aan myself probeer doen het om dit oukei te maak. I have so many fears in my life of people and people judging me for things I've done. In laerskool was ek geboelie. For a very long time, I've seemed to close myself off to the world, really. Ek het een van die belangrikste mense in my lewe verloor. Ek het begin aan depressie ly. My parents became extremely disappointed in me. Dat het so erg geraak het dat ek nie eers meer in die oggende uit die huis uit wou gaan nie. Ek was in rehab gewees vir 21 dae. Getting caught up in the world. Ek het baie alleen gevoel. And I found myself a very lonely person. Wat kan hulle my leer? Ek weet al klaar alles. I was so angry at God and I couldn't understand, like, why me? Hoe kan die Here dat dit nie werk nie? Here, wat nog? Soos, wat kan U nog vir my? Soos, wat nog erger kan gebeur? Here, hoekom? Is daar Here? Hoekom? As daar Here is, hoekom laat hy dit toe met sy kinders? I've never cried so much in such a short time in my life. Ek voel dit asof my hele lewe uitmekaar val. Ek moet sê my lewe het so drasties verander van daar af. I finally understood God's grace. In my situations that I have to go through, God is going to be there to conquer the battle for me. Vanaand vir die eerste keer in baie lank. Die Here het na my toe gekom. Ek het net sy embrace gevoel en hy het my gesê dat just let go. Wat mense van jou sê en van jou dink is nie wie jy is nie. En dit was vir my spesiaal dat die Here my aangeraak het. Maak nie saak waar deur my lewe ek deur die hel wat ek gegaan het nie. Hy is daar. He just lifts you up and he takes you into his hands. You do not have to do anything to deserve God's love. It is given to you through grace. He just says, I love you. You're my son. Ek het te veel tweede kansse gekry om hulle nie te vat nie. Toe kon ek dit nie meer hou nie, die trane het geloop. We don't know what God's plans are, but they're so great. I don't need to be afraid. God is an amazing God. Hy het my vrygemaak, maak nie saak wat met my gebeur het. No pit is like too deep for God to take you out. It's absolutely amazing. I felt grace. Daar's net nie woorde wat kan beskryf hoeveel keer hy vir 'n mens tweede kansse gee as jy dit nie verdien nie. Daar's 'n wit laken oor jou. Ek sien nie 'n swart kol nie, daar's nie 'n vlek niks nie, dit is net spierwit. God still says, you know what? You're my child and I love you. I hope everyone gets to experience this and gets to know this amazing Jesus. Ek kan nie beskryf hoe ongelooflik dit is nie. Hoe hy my deur 'n journey gevat het terug na hom. God's actually the best teacher ever. Ek is uiteindelik vry van my vrese. This didn't feel as if like I was camping.
This was an experience. Dit was my amazing ervaring gewees vanoggend. It was wow. This is more than just a camp. It is really a movement. Na vanaand het ek besef hoe baie ons, maak nie saak hoe groot of klein jy is nie, jy kan 'n verskil maak in iemand se lewe. Dit is vir my soveel makliker om net soos na iemand toe te gaan. It's all going to start in my household. Then I'll be able to tell my peers at school. Meer vriende met hulle maak. Ek gaan hulle meer approach met liefde. Nou kan ek nie wag om al my vriende te vertel. Ek sien uit om terug te gaan skool toe. Ek gaan skool toe met 'n glimlag op my gesig, met 'n appel in my stap, net omdat die Here vir my so amazing was. Ek het die Here gevoel, het mee gepraat en het my verander. Every year, this camp just keeps on getting better and better. You just keep learning more about this radical and amazing Jesus that we serve. And really, it's been an amazing, and I think I'm going to come to every camp, even if I'm 40 years old, I'm going to still be here. So. Vir baie jong mense is hierdie 'n anker in hulle lewe en ek is passievol hieroor omdat ek betrokke was by sulke tipe geleenthede toe ek 'n tiener was wat ons genoem het die Joshua Generation, die Joshua kampe. En hierdie is 'n geleentheid wat ons vir die tieners gee om roepingsvestiging te kry in hulle lewe, om hulle te herinner wie hulle is in hulle identiteit in God. En ons doen dit reg oor die land. So as jy familie het wat kinders het in die ouderdom van graad 7 van 13 af tot matriek toe, ons bied dit op 3 plekke aan. Die een is in Nampo Park, in die Vrystaat, so die Noord-Kaap ouens weet ek beweeg soontoe, Gautengse ouens beweeg soontoe. En dan het ons hierdie ene in die Weskaap by Bredasdorp en dan is daar ook weer een in Jeffreys Bay wat hierdie jaar weer aan die gang kom. So daar's ons 3 geleenthede waar jong mense kan inskakel. Moenie dat hulle uitmis op 'n afspraak wat die Here dalk met hulle het nie. As daar enige van julle is wat 'n tent het by die huis wat heel is, wat julle nie meer gebruik nie en wat julle wil skenk vir ons vir die gemeente om ook te help met verblyf vir die kinders, sal ons dit ook waardeer. Baie kinders wil graag gaan, maar het nie 'n tent om in te slaap nie. So ons is op soek na tente op hierdie stadium ook. Dan wil ek sommer net sê dit is heerlik om weer vandag terug te wees. Laasweek se kanselreiling met Dominee Cassie Zienke van Vredenburg VGK was 'n ongelooflike belewenis. En ons het die voorreg gehad om die belydennisklas ook saam te vat. En ek dink dit was vir hulle ook 'n ekskuus vir die Engels, maar eye-opener. Een van die goeders wat regtig uitgestaan het is die dominee kondig nie aan wat se lied gesing word nie, hulle begin spontaan sing. Daar's iemand wat insit en die gemeente sing net saam. So dit was 'n ongelooflike belewenis gewees. Ek wil julle ook uitnooi om na die tyd 'n koppie tee of koffie saam met ons agter in die saal te drink as jy nuut is, maar ook as jy nie nuut is in die gemeente nie. Almal is welkom om net lekker saam te kuier. Dan het ons iets geïdentifiseer in die gemeente wat vir ons regtig na in die hart lê en belangrik is, en dit is om ons wyke weer lekker in plek te kry, dat ons weet wie is waar in die gemeente en dat ons ouderlinge en dienswerkers kan koppel aan ons wyke. En ons het uit die kerkraad uit 'n taakspan bymekaar gestel om vir ons daarna te kyk, maar ons wil 'n beroep doen op gemeentelede en ons weet daar's al 1 of 2 wat hand opgesteek het, maar wat saam met hierdie taakspan sal sit om vir ons te help om weer deur ons wyke te gaan en seker te maak dat ons areas bedienbaar is, dat dit klein genoeg is dat ons regtig by mense kan uitkom. Dan wil ons ook vra, ons is op soek na 'n graad 6 groepleier by die kategese. Die leier wat op hierdie stadium daar is, kan ongelukkig as gevolg van omstandighede nie aangaan vir die res van die jaar nie. Sy was vir jare betrokke gewees by ons by die kategese. So as daar enige iemand is wat voel dat die Here jou roep om betrokke te raak by die kategese vir die graad 6 groep, wil ek asseblief julle vra om vir my te kontak in die week. Hulle sluit nou volgende week af vir die kwartaal en dan sit eers weer in April wat hulle bymekaar kom. So asseblief kontak vir my of vir Hannes of die kerkkantoor en dan sal ons vir julle herinner daaraan of in die regte groep kry. En dan ons belydennisklas sluit vanaand af vir die kwartaal in die klein saaltjie. Hulle is nie na kerk bymekaar nie. En ons graad 4 tot 7 sluit af in die groot saal vanaand het hulle jeug.
En dan wil ek julle asseblief vra, die volgende is nou, ek wil amper sê die grootste afkondiging en julle gaan dit nog vir so 2-3 weke hoor en dis bazaar. Ons vra dat julle kom inskakel. Ons het al hierdie week al begin om pastye te werk, met die pastye besig te wees en ek beloof jou, jy hoef niks daarvan te weet nie. Hulle leer jou baie vinnig. So as jy net 'n uur het of net 'n halfuur het, gee nie om hoeveel tyd jy het nie, kom glip in. Daar's elke dag hierdie week iets aan die gang. In die bulletin is die rooster van hoe ons werk. Maandag weet ek is dit weer pastye, Woensdag en Dinsdag en Woensdag is dit vleiswerk. So kom val in en kom kuier lekker saam. Dit is regtig 'n geleentheid waar mense mekaar beter leer ken. Jy het nodig 'n voorskoot en 'n skerp snymesie en dan val jy in met die pastye of die vleis. Al twee daai goeders het dit omtrent nodig. En ons het regtig die hande nodig om te kom help. Dan het ons potjiekos is om die draai, dis hierdie Vrydag wat nou kom en dis 'n ongelooflike geleentheid. Daar het soveel mense ingeskakel om te sê ons maak pot, dat ons al hier by die 600 skepe trek. So nou wil ek die gemeente uitdaag dat ons nie teleurgesteld is dat daar pot oorbly nie. Gewoonlik sê hulle daar's te min of as ons hier kom is dit klaar op. Hierdie keer moet julle nie sê dat ons moet pot huis toe vat nie. By die deure is daar blaadjies wat julle kan neem, gaan sit dit by julle werkplek, nooi iemand om te kom potjiekos hou en kom eet heerlik saam. Julle kan wegneem of julle kan hier kom sit, bring net 'n mandjie saam met ietsie te drink, die tafels word uitgepak. So bring jou eie glas en jou eie drinkgoed en kom kuier saam met ons volgende week Vrydag met die potjiekos, die 14de Maart. En dan die 23ste is bazaar, maar daar's nog so 'n bietjie van 'n oploop na die bazaar toe. En ek het gister vir Amanda gevra, sy moet net vir my uitlig, wat is die goedjies wat ons nog nodig het vir die bazaar, want ons het al van die goeders begin verwerk, maar ek wil gou vir julle net herinner. Een van die goeders wat ons nog baie van kort bestanddele is pudding, maar ook nie net bestanddele nie. As daar iemand is wat vir ons kan maak, sal dit wonderlik wees. So ek sê gou vir julle wat is te kort: idealmelk, kondensmelk, caramel treat, room, jellies. Nou is ek honger. Asook 2,5 kg pakke suiker, 2 liter bottels kookolie, Mr. Bos chat, bladjan, bokse vol roommelk, 2 kg spekko rys. Ons benodig nog groot koeke, kleiner grootes veral, enkel of dubbellaag, gebakte terte, soet of sout, tuisgebakte brood, ook mosbolletjies en beskuit en enige klein koekies of beskuite wat jy kan bak. Al is dit net een pakkie wat jy kan bydra, asseblief kom wees deel van hierdie groot fondsinsameling ook van die gemeente en kom kuier lekker saam. By die deure is daar ook nog bazaarlyste vir die van julle wat dalk nie die afkondigings kry nie en julle het nie nou 'n nota gemaak soos wat ek gepraat het nie. Gaan kryf jou 'n lys en kyk of daar ietsie is wat jy nog kan bydra daarop. Donderdag het ons wêreldmiddag vir vroue gehad en dit was 'n ongelooflike geleentheid toe ek vir die vroue vra om mekaar te groet. Hulle was so klein handjie vol. Maar toe word daar so gekuier in die banke dat ek hulle moes stil maak. So vanoggend as ons mekaar groet, kom ons sê vir mekaar goeiemôre en ons reik uit oor die banke heen en sê vir mekaar hallo. Vanoggend as ons stil word en ook ons kers aansteek om ons te herinner aan God se teenwoordigheid in die gemeente, wil ek vra dat julle asseblief ook dink aan Adele en familie in hierdie moeilike tyd wat hulle ma Tannie Hina Jones Vrydag verloor het. Ons dink aan hulle in hierdie tyd ook en ons vra dat julle hulle in gebed opdra, maar ook vir almal anderster op ons gebedslys en ook mense wat ons weet van wat nie op die gebedslys is nie. Almal het nie altyd die vrymoedigheid om hulle naam op die lys te sit nie. Maar moet asseblief nie huiwer om my te kontak of die kantoor te kontak, dat ons bewus is
van jou en vir jou kan bid nie. Dit is nie 'n moet dat jou naam op die lys kom nie. Ons vra altyd. Maar kom ons bid ook in hierdie oomblik. Ons raak stil en ons bid en ons sing die lied ook nader tot die Here. Nader tot die Here, Hy sal getrou ook nader tot jou, nader tot die Here, naby aan ons Here, naby aan ons Here. Psalm 30 vers 10 tot 13 sê, wat 'n voordeel is daar in my ondergang as ek die graf moet ingaan? Kan stof u loof? Kan dit u trou verkondig? Luister Here en wees my genadig. Help my Here. Ek was in die rou, maar u het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot u eer. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir altyd sal ek u loof. Genade en vrede vir julle van die Vader wat heers oor die groot heelal, van die Seun wat die koning van die konings is, en van die Heilige Gees wat ons lei in die volle waarheid. Kom ons staan en dan sing ons saam, Here Redder, groot en magtig. Ons
Ek wil vra of daar van die kinders is wat ver oggend wel hier voor wil kom sit, dan kan julle gou vinnig vorentoe kom terwyl ek so lank begin praat oor ons lydenstyd wat ons nou ingaan met die kerkjaarkalender. Die simboliese kleur van lydenstyd wat ons in hierdie tyd beleef is pers en wynrooi. En hierdie Sondag is ons eerste Sondag van lydenstyd. Tydens hierdie kerkjaarseisoen dink ons spesifiek aan Jesus se lyding. Julle kan sien dat ek 7 kersse aangesteek het toe ons nou die lied gesing het. En hierdie 7 kersse simboliseer 7 weke van die oploop na Goeie Vrydag toe. Dit is 40 dae na die oploop van Woensdag, wat as Woensdag was, die begin van lydenstyd, tot nou toe wat ons tot die Goeie Vrydag net voor Opstanding Sondag. Wanneer ons hierdie 7 weke herdenk, sluit ons nie die Sondag in nie, omdat Sondag vir ons steeds 'n simbool van feesviering is en die opstanding van Jesus. So ek wil vandag vra, soos wat ons in die 7 weke aangaan, gaan ons elke week een van ons kersse doodmaak om ons te herinner dat ons nader aan die tyd kom wat Jesus aan die kruis gelei het. Sal jy vandag vir ons die kers doodmaak? Okay. In hierdie tyd van lydenstyd dink ons ook daaraan dat ons gewoonlik iets opgee met hierdie tyd. Omdat dit 'n tyd is wat Jesus gelei het en ek wil gou vir julle vra, julle moet nou so om die doopvont kyk, maar wat is ver oggend hierso voor? Ja? Die doringkroon. Waaraan laat die doringkroon ons dink? Ja, toe Jesus op die kruis gesterf het. Wie van julle het al, as julle verjaar het, 'n kroon gekry wat juffrou gemaak het om op jou kop te sit by die skool? Wie van julle het al julle eie kroon gemaak en op jou kop gesit? Ook 'n paar handjies wat opgaan. Lyk hierdie na 'n lekker kroon om op ons kop te sit? Nee. Maar toe julle vir Jesus gespot het voordat hy aan die kruis dood gegaan het, het hulle hom gespot om te sê hy is die koning van die Jode. En daarom het hulle vir hom 'n kroon opgesit. Maar sy kroon het bestaan uit dorings. En hulle het dit styf op sy kop vasgedruk. In hierdie tyd van lydenstyd is dit ons eerste simbool waarby ons gaan stil staan en dit is die doringkroon. Met Jesus se lyding in hierdie tyd probeer ons ook dink aan iets wat ons opgee as ons praat van vas. In hierdie tyd sê ons, Jesus het so vir ons gelei, ons wil iets opgee van ons kant af. Baie mense gee sjokolade of koffie of so iets op vir die volgende 40 dae en elke keer as jy lus kry daarvoor, dan herinner dit jou aan die lyding van Jesus. Maar die opgee kan ook wees 'n slegte gewoonte. Iets wat jy dalk aan iemand anders te doen wat nie lekker is nie. Maar elke keer wanneer jy dink aan dit wat jy opgegee het, moet jy dink aan wat Jesus opgegee het toe hy aan die kruis gesterf het. Dat hy sy lewe gegee het. En daarom wil ek vir julle vandag 'n lintjie gee, 'n perslintjie. En julle kan dit gou-gou so uitdeel hierso onder mekaar en aanstuur. En ek wil vir julle vra, want baie keer is dit moeilik om ietsie op te gee en onthou te word om iets op te gee. So elke keer as jy hierdie lintjie sien, jy kan dit in jou tas vasmaak of aan jou kas deur, ergens in die huis waar jy dit gaan kan sien. Dan is dit om jou te herinner daaraan dat Jesus het vir jou baie gegee en hy vra vir jou om ook ietsie op te gee. Het almal enetjie gekry? OK. In hierdie tyd, hier's 'n paar extras as daar vir die volwassenes is wat ook
ene wil kom mee kry, as julle welkom na die tyd. Julle is welkom om ook 'n kers by die huis te vat en daai kers op 'n plekkie te sit waar almal dit kan sien en dan bind jy hierdie pers lintjie daarom, dan kan julle ook julle kers aansteek as julle Bybelstudie doen of bid en dan dink julle daaraan dat dit lydenstyd is, die begin van lydenstyd. Vandag sê ons dat jy gee iets op soos wat Jesus ook sy lewe opgegee het. Maar omdat Jesus sy lewe opgegee het, het ons soveel meer gekry. En ek gaan 'n bietjie vir jou ma en pa vertel wat het ons meer gekry. So julle moet vir hulle vra, hulle moet mooi luister. Want julle moet vir hulle vra na die tyd, wat is dit wat 'n mens meer kry al gee 'n mens iets op? OK. Ek gaan vir julle kans gee om terug te gaan na julle banke toe. Julle gaan deel wees van die doop voordat julle uitstuur terwyl ons kyk na hierdie volgende lied wat speel. Vandag vier ons dit dat Jesus gelei het aan die kruis in ons plek en daardeur ons erfgename gemaak het van God, kinders van God. Dit beteken dat ons sy kinders is, ingesluit by die verbondsbelofte waar God sê, ek sal vir jou 'n God wees. Vandag is hier weer twee ouerpare wat vandag hulle kinders bring. Anne-Marie, sal jy? Ja, Anne-Marie, sal jy gou vir ons uitgaan? Ekskuus, jou man is net daar om die hoek. Ekskuus. Vandag is hier twee ouerpare wat besef het dat God baie lief is vir hulle kinders. En hulle wil baie graag hulle na die Here toe bring en vir die Here sê, Here, hier is ons kinders, ons wil graag hê dat hulle met U beter leer ken. Vandag bring hierdie mammas en pappas hulle kinders om gedoop te word.
En hulle kry die teken vandag dat die Here vir hulle baie lief is. Vandag is ook 'n dag wat ons vier dat God met hierdie gesinne 'n pad loop en vir hulle 'n God is, net soos wat hy beloof het aan Abraham. Die doop is 'n kosbare teken en 'n geskenk wat ontvang word. Die doop is 'n teken wat ons help om te verstaan wie God regtig is. En daarom wil ek vra Veronique en Herman dat julle vorentoe kom vir my met Luan. En ons gaan julle doop eers te doen. Dis 'n ongelooflike pad wat ons eintlik al laas jaar begin stap het. 'n besige mannetjie. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ons God is. Dit beteken dat hy 'n Vader is wat ons liefhet en ons versorg. Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. En daarom Veronique en Herman, het julle al gehoor wat die doop beteken en vra ek dat julle die volgende opreg bely. Bely julle dat hoewel Luan as sondaar in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hy nogtans in Christus gedoop behoort te word en as lidmaat van die gemeente gedoop behoort te word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die blydenskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing. Beloof julle om Luan in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Hulle het ja geantwoord. Familie en vriende, gemeente, julle word ook vandag herinner aan julle doop, aan die tyd toe God vir jou gesê het, voordat jy nog kon kies, voordat jy kon vra, ek het jou eerste lief gehad, het die Here gesê. En daar wil ek julle vra om hierdie ouers te help, om vir Luan groot te maak, om die Here te leer ken, help hulle op die regte pad, en wees vir hulle die rigtingwysers, want julle is vandag getuies van hierdie ongelooflike, kosbare gebeurtenis. En ek weet Luan is 'n wonderwerk afgebid van die Here. En daarom is dit 'n voorreg om vanoggend ook te kan deel wees. Luan, jy kan vir my daar op die stoel klim. Ons het net nou so geloer. Maar Luan, jy het groot name, so ek moet hulle net hierso net seker maak hierso. Luan, onthou jy ek het net nou vir jou gesê dat ek gaan hierdie water op jou kop sit, net daarso, as 'n teken dat God vir jou lief is. Voel gou met jou hand hierso in die water. Voel jy, dis net water. Maar hierdie water herinner ons dat God vir jou lief is. En daarom Luan Geier van Staden, ek doop jou naam in van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit net die oë, kom ons bid gou saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend vir Luan kan doop. Dankie dat hy so kosbaar vir hierdie mamma en pappa is, dat hulle hom na U toe gebring het om te sê, Here, hier is ons kind. Dankie vir die teken wat U vandag vir hulle gee, om hulle te herinner dat U vir Luan lief is. En gee nie om wat in sy pad vorentoe gebeur, of as hy dalk van die pad afraak nie, Here, is daar die herinnering dat U hom vandag vir hom kom sê het, jy is my kind, en ek is lief vir jou. Dankie dat U hom op sy naam roep. Amen. Luan, jy is nou al groot genoeg om jou eie kruisie vas te hou en om te vat, kan ek vir mamma en pappa jou Bybel gee. Dit is 'n groot plesier. Hier is jou Bybel. Mamma en pappa moet ietsie skryf daar binne en hulle moet vir jou teken. Daar's 'n sertifikaat wat geteken moet word en hier's 'n kersie, nê? En hulle moet dit vir jou aansteek elke keer op die 9de Maart om te onthou dat dit jou doopverjaarsdag is. En dan moet jy onthou elke dag dat God vir jou baie lief is. Hoor? Baie dankie. Gemeente, ek wil aan julle voorstel ons nuutste lidmaat vandag, vir Luan van Staden. Verwelkom hom in die gemeente en help hom om ook te weet wat is dit wat die Here vir hom bestem
en waarby God hom ingesluit het by die verbond. En dan die voorreg om ons tweede babatjie ook te doop vandag en ek vra vir Anne-Louise en vir Dirk om vorentoe te kom met Emily en Joshua. Jy kan saam met hulle vorentoe kom. En enige iemand wat deel is van hierdie kosbare oomblik. Hy kan daar op die stoel staan ook as hy te swaar raak, want ek weet hulle kan nog 'n lyfie wees, dan kan hy deel wees van alles, so julle kan besluit daarso. Anne-Louise en Dirk, ons het 'n kosbare gesprek met mekaar gehad oor die doop en ek wil julle weer herinner dat by die doop kom sê God dat hy vir julle kinders liefhet en dat hy hulle kom insluit by sy verbond, dat hy vir hulle liefhet en versorg en dat Christus hulle verlosser is en dat die Heilige Gees in hulle woon en hulle kinders van God maak en dat hy hulle lei. En daarom, nou dat julle weet wat die doop ook beteken, wil ek vir julle die volgende vra. Bely julle dat hoewel Emily as sondaar in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, sy nogtans in Christus aan God behoort en as lidmaat van die gemeente gedoop behoort te word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing. En beloof julle om vir Emily in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Hulle sê ook ja. Hulle is ook nie by ons hier so in die gemeente en is heerlik om julle ook welkom te heet. Familie, vriende, ek wil julle herinner dat julle hulle ook moet lei en vir hulle help op die pad vorentoe wanneer hulle hierdie kinders moet grootmaak om die Here te leer ken. Julle is vandag getuies van hierdie wonderlike gebeurtenis, maar julle is ook getuies van julle eie doopviering en herinnering dat die Here vir julle sê hy is lief vir julle. En daarom is dit vir my 'n ongelooflike voorreg vanoggend, Emily. As hy, julle kan nader staan, wil jy op die stoel staan? As hy die niggie? Nee. Okay. Joshua, jy is ook gedoop toe jy so klein was? Ja. Jy was? Wil jy voel die water? Wil jy voel? Nee. Ek gaan net watertjies op Sissie se hand sit, daar so voel daar so op my hand. Dis net water, reg? Sien, dis net water, nee. Maar hierdie water sê vir ons sommer net dat God vir ons lief is en toe jy gedoop is, het die dominee dit daar op jou kop gesit, Dominee Janlo, daar op jou kop gesit en hy het vir jou gesê God is vir jou baie baie lief. En ons gaan dit nou vir Sissie ook doen, nee. Emily, Jara, jy wer, ek doop jy in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Here, baie dankie vir hierdie kosbare gesin wat vanoggend hier voor kan staan en vir hierdie twee wonderwerk kinders in hulle lewens. Here, dankie vir hierdie pad wat hulle stap met hulle en dat hulle vanoggend na U toe ook bring om te sê, Here, hier is ons kinders. Here, help hulle om te onthou wie is en elke oomblik dit vir hulle kinders te kan leer. Amen. Hierdie Sissie is so woelig want sy stap al. Vandag is haar 1 jaar verjaarsdag. So, toe ek praat oor die doopverjaarsdag, toe sê hulle sal nooit vergeet wanneer dit is nie, want hulle vier haar doopverjaarsdag op haar verjaarsdag. So dis vir ons 'n kosbare geleentheid. Hier is haar kruisie en haar kersie om haar te herinner. En Joshua, hier is vir jou 'n puzzelboekie wat jy ook kan bou en wat pappa hulle jou kan help lees van Jesus, nee, wat die storm stil gemaak het. Kyk, het jy hom? As hy. En hier is Emily se Bybel. Mamma en pappa, julle moet ook daarin teken, nie?
ek weet nie, ek het toe ek by hulle gekuier het als probeer dat hierdie lyfie vir my kom hallo sê en dan kom sy net tot so by my. Gaan jy saam met my kom vandag? Oh. Sy. Nee. Gemeente, ek stel vir julle bekend aan ons nuutste lidmaat, Emily Joubert, mag julle haar vashou en haar dra saam met hierdie ouers in ons gemeente en vir haar die pad wys, sodat sy haar hand ook om die kruis vou en kan sê, kyk wat die Here vir my gedoen, wanneer sy eendag belydenis van geloof aflê. Dis sy. Groot plesier, julle kan maar gaan sit. Ek wil vra dat ons die volgende lied sing, The Goodness of God. Want albei hierdie gesinne het 'n storie agter die storie, 'n kosbaarheid waar hulle kan getuig van God se goedheid in hulle lewe met hierdie kinders wat deel is. So ek wil vra, kom ons staan en dan sing ons The Goodness of God terwyl die kinders uitbeweeg na hulle klasse toe. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Here, baie dankie dat ons aan die goedheid kan vashou, Here. Dat al gebeur die lewe met ons, weet ons, Here, dat U is 'n God wat getrou is en dat goedheid deel is daarvan. Dankie dat ons vandag ook U woord kan oopmaak en dat ons kan praat en kan lees van rou wat oorgaan in dans, rou wat oorgaan in vreugde. Dankie dat U leiding ook dit vir ons meegebring het. Amen. Ek nooi julle om vir die volgende 40 dae waarvan 'n paar al verby is,
saam met ons gewortel in die Here hierdie pad van die lydensweke te stap. En ek wil vir julle vra om hierdie tyd dieper ondersoek te doen. Wat gaan aan in my lewe? Waar is ek nou? Wat is werklik aan die gebeur? Wat is eg? Wie is Christus? Wat het hy gedoen en wat is hy steeds besig om te doen? By meeste van ons, as 'n mens praat van die getal 40, dan kom daar 'n paar goeters in 'n mens se kop op rondom die Bybel, dat dit 'n belangrike getal is. Noag het dit 40 dae en 40 nagte gereën. Moses moes 40 dae lank vas voordat hy die wet op die Sinai, berg Sinai ontvang het. En hy het 40 jaar in Egipte gebly en ook 40 jaar in die woestyn. Goliat het vir 40 dae die Israeliete getart voordat Dawid deur God se genade hom kon oorwin. Jesus het 40 dae na sy opstanding verskyn aan die disippels. 40 dae na sy opstanding was die hemelvaart. Dit is nie noodwendig 'n tyd van vas vir almal nie. Dis 'n kerklike tradisie. Dis 'n kerklike tradisie dat ons iets opgee oor hierdie tyd. Op 'n stadium het ek gelees van iemand wat dit nie so lig, ek wil amper sê nie so ernstig opvat om te besef dat hierdie tyd is nie 'n tyd wat jy sommer iets opgee omdat dit snaaks is nie. En die persoon het geskryf, I give texting up while driving, or I give my boyfriend up for Lent. Aan die een kant is dit half spottenderwys gesê, en aan die ander kant is hierdie iets wat vir hierdie persoon moeilik is om te oorkom, moeilik om op te hou, boodskappe stuur terwyl sy bestuur, is dalk moeilik om haar kerel vir 40 dae nie te sien nie. Maar lydenstyd gaan nie primêr oor wat ons prys gee nie. Dit gaan eintlik oor meer ontvang, om meer van die Here te ontvang. Die rede hoekom baie Christene graag vas van iets is omdat die lewe so baie van ons tyd opneem deur ons alledaagse eise en dit wat in ons gebeur en in ons lewe om ons, dat ons vergeet om plek te maak vir die Here en voortdurend van hom bewus te bly. En daarom het ek vir die kerkraad en ook vir julle as gemeente die uitdaging gegee om te sê, wil julle nie vir die volgende 40 dae in plaas van iets opgee, iets meer bykry, en dit beteken tyd maak vir die Here. Regtig tyd om intiem by hom te gaan stil staan, stil tyd in jou dag in te ruim nie. Maar lydenstyd gaan in eerste plek oor meer en nie minder nie. Dit is ook die rede hoekom Pasen nie elke jaar op dieselfde tyd val nie, vir die van julle wat gewonder het daaroor. Dit is natuurlik ingestel in die noordelike halfrond, omdat die Christelike geloof eers baie later na die suidelike halfrond toe gekom het. Maar dit sal ons help om te verstaan van die meer, as ons praat van Paasfees. Paaszondag is altyd die eerste Sondag na die eerste volmaan na die lente-ewening. Die rede, die lente-ewening, dag en nag ewe lank en die volgende dag is meer lig as donker. So dis die eerste Sondag nadat ons die draaiingsseisoen maak wat dag weer langer is as nag. Hoor julle al klaar die meer lig wat plaasvind? En dan ook op volmaan. Volmaan op die beste manier, want dit is wanneer die lig die son reflekteer. En wat kan ons doen? Ons kan net God se lig reflekteer. Ons kan nie uit ons eie uit 'n lig wees nie. Sondag is nie ingesluit by die vas nie. Elke Sondag vier ons eintlik as 'n mini Paasfees. Ons vier fees. Op 'n Sondag vier ons fees as ons bymekaar kom. Vir party mense is dit steurend as hulle inkom en wil kom stil word en hulle hoor hoe praat mense in die voorportaal en buite voordat hulle inbeweeg in die kerk of selfs in die kerk voor 'n erediens. Maar dis omdat ons die lewe vier saam met God op 'n Sondag, dat ons dankbaar is dat ons hier is,
dat ons dit uitleef. Daarom indien jy van iets vas vir 40 dae, kry jy wel op die Sondag af, want dis 'n feesdag. Ons lydenstyd het begin by Woensdag wat as Woensdag was. En dit gaan nie oor wat ek vir God kan doen in hierdie tyd nie, oor hoe toegewyd ek kan wees, en dat ek alles kan prysgee vir 40 dae, vir 40 dae dit reg kry om stil te word by die Here nie. Dit gaan nie oor my nie. So as jy dit nie vandag reg gekry het, maar vandag is nou Sondag, so jy's vrygestel van vandag, maar as jy ergens in die week dit nie reg gekry het om dit wat jy gesê het jy wil opgee of meer doen reg te kry nie, moenie opgee nie, moenie los nie. Hou aan daarmee, want dis die herinnering elke keer wat ons daaraan dink dat die Here vir ons aan die kruis gesterf het. As Woensdag is spesifiek die simbool van as, wat 'n teken van ons gebrokenheid is, van ons sterflikheid, van ons nietigheid, van ons broosheid voor die Here. Ons lees reeds in Genesis 3 vers 19 oor die mens en wat verklaar word oor die mens. Met sweet aan jou gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy, en stof sal jy weer terugkeer. En daarom, as 'n simbool van verootmoediging en skuldbelydenis, nederigheid, werk ons met grond en met as ons werk met 'n tema van om voor die Here stikkend en gebroken te wees, om ons te herinner dat ons niks is nie. Daarom gaan ek hierdie 40 dae in met 'n ingesteldheid in my manier van lewe, sodat ek meer kan ontvang en nie meer gee nie. Wat is dit wat vir my gegee word? Wat gee God vir sy kinders wat meer word? En dit lees ons in Jesaja 61 vandag. En ek wil vra as jy wil, kan julle saam met my blaai, maar ek het dit ook vir op die skerm, Jesaja 61. Ek gaan lees vanaf vers 1 tot vers 4. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos. Die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeueoue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Ek gaan net tot daar lees. Ek wil vir julle hier uit die Engelse vertaling ook lees, die nuwe lewende vertaling in Engels. To bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord, for the display of his splendor. Is dit nie ongelooflik mooi in plaas van 'n ruiltransaksie wat plaasvind? Israel rou, hulle is in as en hulle gees is gebreek en God kom en sê deur sy profeet Jesaja dat hy hul omstandighede gaan kom verander. Van die wonderlikste lofpsalms is in hierdie tydperk geskryf, soos die een wat ons in die wotum aangehoor het, as ek julle kan herinner daaraan Psalm 30 vers 10 tot 13. Wat 'n voordeel is daar in my ondergang as ek die graf moet ingaan? Kan stof u loof? Kan dit u trou verkondig? Luister Here en wees my genadig. Help my Here. Ek was in rou, maar u het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek.
En daarom sal ek sing tot U eer. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir altyd sal ek U loof. Hoor julle dat hierdie 'n antwoord is eintlik op dit wat Jesaja nou vir die volk kom sê, wat die Here vir hulle kom sê? Hy gaan vir hulle verandering bring, 'n ruiltransaksie. 500 jaar na hierdie woorde staan Jesus in die sinagoge in Nasaret en hy lees die woorde van Jesaja 61. Ons lees dit in Lukas 4 vers 18. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word en vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. In Lukas kom hierdie in vervulling, vers 21, toe het hy met hulle begin praat, hierdie gedeelte uit die skrif is vandag vervul, terwyl julle daarna geluister het. Al die fantastiese beloftes van, in plaas van, kom in vervulling, toe Jesus as die Seun van God opstaan, en hy kom koop ons vry. Hy kom ruil ons rou klere, ons stoffelike verganklikheid vir die ewigheid, ons rou klere met lofsange, die woorde van lof op ons lippe, omdat ons verganklikheid nie meer daar is nie. Die van ons wat die Here ken, wat sy naam aanroep en wat vir hom sê, Here, Here, wat sy kind is, wat besef wat hy gedoen het, toe hy aan die kruis gesterf het vir ons. Vir hulle word die feesklere aangetrek. Vir hulle verander die woorde van rou na woorde van lofprysing op hulle lippe. Want Jesus se koms gaan weer daar wees. In Jesus se tydperk en bediening op aarde was daar 'n paar voorbeelde wat gebeur het in hierdie opsig. Die Samaritaanse vrou wat as 'n mislukking daar by die put sit en minderwaardig voel. Kom Jesus sagkens en hy kom verander haar lewe en hy bied vir haar aan. Hy ruil homself as verlosser. Hy ruil vir haar as die lewende brood en die water, sodat sy nie weer sal dors hê nie. Hy plaas die krans of die kroon op haar kop. In Jairus se huis is die huis gevul met wanhoop, totdat Jesus opdaag. En vreugde is die ruiltransaksie in teenwoordigheid van Jesus, toe Jairus se dogtertjie opstaan. Die verlore seun, 'n gebroke gees, maar 'n ruiltransaksie wat plaasvind in die beste kleed en 'n feesmaal wat voorberei word vir hierdie seun. Daar word fees gevier in die hemel wanneer een van God se kinders wat die pad duister geraak het, huis toe kom. God nooi ons uit om hierdie ruiltransaksie met hom aan te gaan in ons lewe. Met Israel en met Jesus, en dit word bevestig in Openbaring 21. Hy sal elke traan uit julle oë uit afdroog en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want dis die eerste dinge wat verbygaan. Hy wat op die troon sit, hy het gesê, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Kyk, ek maak alles nuut. 'n Ruiltransaksie, 'n ou vir die nuwe. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat in Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou mens is verby en die nuwe mens het gekom. Wanneer slegte nuus tref, wanneer ons terugval op die klisjées van dis okay, moenie worry nie, al sal okay wees, gaan sit net by daai persone. Bly saam met hulle.
wees saam met hulle deel van 'n ruiltransaksie wat dalk op daai oomblik in hulle lewe met die Here plaasvind, waar die Here hulle kom troos, wat hy vir hulle troos kom gee van wanhoop. Hoop waar daar geen hoop is nie. Vreugde wanneer die hartseer verby is. Jesus het die laaste woord op wat Jesaja lank terug verkondig het in sy tweede saligspreking gesê in Matteus 5 vers 4 toe hy gesê het: Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. As jy vasklou aan die lewe, eindig jy by die as, by die verganklikheid. Maar as jy by die as begin met die wete dat jy niks is nie, dat jy stof is en weer stof gaan word, dat jy as mens feilbaar is, dan lei die Here jou na skoonheid. Word jy bewus van jou plek, van die desperaatheid en nood, dat jy by die Here se voete kom sit. Treur, verlies, verslawing, spyt, familietwis, hoe erger jou storie, hoe groter God se genade. Die Here nooi jou in. Hy wil 'n ruiltransaksie met jou aangaan vir jou lewe. Jesus se lewe, sy dood in ruil vir joune. Kom ons sluit net die oë. Here, dis nie altyd maklik om te weet dat U aan die ander kant van ons swaar en ons verganklikheid en ons hartseer of ons swaar kry staan nie. Here, baie keer staan dit so groot voor ons in ons lewens dat dit is te groot om boor te kyk en te wyd om te loer. En daarom, Here, wil ek U kom vra om ons te kom herinner dat dit gaan nie oor wat ek doen of ek opgee of hoe ek probeer leef nie, Here. Maar dit gaan oor wat U vir my gegee het. Hierdie ruiltransaksie wat U duisende jare terug gemaak het vir my lewe. Jesus se lewe vir myne. Daarom wil ek U loof. Daarom wil ek dankie sê. Dat lofprysing op my lippe kan wees saam met die eienaars van die lewe. Want U het U seun gestuur om te ly. En hy ken my pyn en lyding. Hy ken my swaar kry. Hy weet hoe en wat dit is. Want hy het nog meer gelei as wat ek enigstens kan hier op aarde. En daarom sê ons dankie vir die ruiltransaksie, Here. Dankie dat U vir ons 'n kleed om ons kom hang wat ons nuut maak. Dankie vir die prys wat U betaal het. Amen. Wanneer ons kollekte opneem, wil ek vir julle 'n gebed speel. Dit is in Engels, maar dit gaan oor hierdie lydenstyd, hierdie eerste week van lydenstyd en wat Jesus vir ons kom doen het. Luister na die gebed. To bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. Isaiah 61:3. As we walk through this season of Lent, we're reminded again that sometimes life is hard. Sometimes it hurts. Sometimes it's dark. And it leaves its mark like ashes of grief in the deepest parts of our souls, where no one but God can really see. Yet even in times of ashes and struggle, even when we think we've been forgotten in our seasons of waiting, God is still there, and He is bigger. As believers, we can still hold on to hope.
For he never intends for us to stay stuck in our sin, pain, or deep sorrow. He heals and restores. He calls us onward. He reminds us that in him we have great purpose and hope. There's beauty and greatness behind every mark of darkness. The ashes will fall away. They don't stay forever. But his greatness and glory shine forth through every broken place and every flaw we've struggled through. Jesus conquered death. He lives forever. He reigns in glory, and we have victory in him. Take courage, dear friends who are facing deep battles. He is greater than any enemy we face in this life. We overcome because he has overcome, and our lives are hidden in Christ. May God cover you with peace. May he bring healing in the face of hard news. May he bring deep, abiding joy that makes no sense to the world. May he bring comfort and care as he wraps you in his arms. The God of miracles fights for you today, and he is mighty. There is still beauty ahead, straight out of the ashes. Christ redeems. Let's pray. Dear God, in this season of Lent, we're reminded of our own difficulties and struggles. Sometimes the way has seemed too dark. Sometimes we feel like our lives have been marked by such grief and pain, we don't see how our circumstances can ever change. But in the midst of our weakness, we ask that you would be strong on our behalf. Lord, rise up within us. Let your spirit shine out of every broken place we've walked through. Allow your power to be manifest through our own weakness, so that others will recognize it is you who is at work on our behalf. We ask that you would trade the ashes of our lives for the beauty of your presence. Trade our mourning and grief for the oil of joy and the gladness of your spirit. Trade our despair for hope and praise. We choose to give you thanks today and believe that this season of darkness will fade away. Thank you that you are with us in whatever we face and that you are greater than this trial. We know and recognize that you are sovereign. We thank you for the victory that is ours because of Christ Jesus. And we are confident that you have good still in store for our future. We thank you that you are at work right now, trading our ashes for greater beauty. We praise you, for you make all things new. In Jesus' name, amen. Ons maak dit oor toe. Onse Vader, dankie dat ons vandag weer in u huis na u kan nader. Dankie vir al die liefde en genade wat ons vanmôre hier weer ervaar het en elke dag in hierdie gemeente. Ons dankie dan die Here vir hierdie offergawe en ons bid dat u Gees sal gee, dat dit ons sal lei en ons dit kan aanwend om u naam te verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit vanoggend met die lied I Surrender. So ek wil vra dat julle staan en dat ons ook op antwoord van dit wat ons vanoggend gehoor het, vir die Here sê, Here, hier is my lewe. Ek kom gee dit ook vir u. Kom ons staan en dan sing ons dit saam en dan sal ek die seën vir ons uitspreek aan die einde. As long as I
is in my heart. I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender Christus is in julle, die hoop op sy heerlikheid. Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is by julle waar julle ook al gaan. God is nader aan jou as die klere aan jou lyf. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.